Dink gou vanoggend aan die grootste verrassing wat jy nog ooit in jou lewe gehad het. En dan praat ek nou van 'n positiewe, 'n mooi verrassing. Hoekom was dit vir jou 'n verrassing? Omdat dit iets was wat jy glad nie verwag het nie. Jy het nie daaraan gedink nie, jy het nie daaroor gedroom nie, jy het dit net glad nie verwag nie. Daarom was dit vir jou 'n verrassing. Verjaarsdag was nog nooit vir my een van die groot hoogtepunte in my jaar nie. Hoekom? Want jy sien kleintyd, as 'n klein seentjie, dan verwag jy hierdie pragtige geskenke, karretjie of 'n trein of 'n vliegtuig of wat ook al, en dan kry jy sakdoeke of kouse of onderbroeke, want mamma het dit geweet, jy het dit nodig. So teenoor 'n verrassing is 'n teleurstelling juis wanneer daar onvervulde verwagtinge is. Hoor gou wat sê Jeremia 29 vers 11 tot 13. Ek weet wat ek vir julle in gedagte het. Ek beplan dat goeie dinge met julle sal gebeur en nie slegte goed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sal na my roep en kom bid. Ek sal na julle luister. As julle met alles in julle na my soek, sal julle by my uitkom. Julle sal julle doel bereik deurdat ek die taal van julle hart sal verstaan. Dit is soos wat dit vertaal is in die boodskap. Die ding wat ek en jy moet hoor en verstaan vanoggend, is dat daar geen greintjie van enige iets anders in God se hart leef vir jou en my, as net sy heel beste nie. Soos iemand gesê het, as much as you want to plan your life, God has a way of surprising you with unexpected things that will make you happier than you originally planned. Nehemia het gehuil, hy het gebid, hy het bely, hy het sy afhanklikheid van God herken, hy het God se wil gesoek, hy het die opdrag gekry om die mure van Jerusalem te bou, maar tussen hom en dit wat God vir hom gewys het, het daar 'n koning gestaan, aan wie hy onderdanig moes wees. Wat dink jy, het Nehemia se kop vir hom gesê, daardie oggend toe hy opgestaan het, en geweet het, dit is vandag die day, vandag sal hy vir die koning moet vra. Dis mos soos die verhaaltjie wat vertel word van die man wat met sy motor ry. En hy is erg diep neergedruk die dag. En so by so gaan staan hy langs die pad met 'n papwiel. Erg gefrustreerd het hy uitgeklim, die kattebak oopgemaak om die spaarwiel en die domkrag uit te haal. Tot sy grootste verbasing het hy agtergekom, die spaarwiel is daar, maar daar was geen teken van 'n domkrag nie. So het dit al sterk skemer geraak en die man het besef dat hy nou moeilikheid het, want hier staan hy op hierdie godverlate pad met nie 'n kar in sig nie. Hy besef toe dat hy maar sal moet begin stap, en so begin hy stap in 'n sekere koers. Naderhand sien hy daar deur brand 'n liggie. Maar soos wat hy nader gestap kom aan hierdie liggie, praat hy in sy kop met homself, en hy katasa homself. Hy sê vir homself, jy is dom onnozel. Hoe kon jy nie voor die tyd gekyk het dat daar 'n domkrag is nie? Hierdie man sal buitendien nie vir jou domkrag gee nie. So stap hy verder en nog steeds hou hy selfgesprek aan. En hy sê vir hom, wat is die kans dat as iemand by jou in die nag aanklop, dat jy vir 'n vreemdeling jou domkrag gaan gee? En so praat hy verder met homself. Naderhand kom hy by die huis, hy klop aan die voordeur, dit's nog voordat daar heininge en sulke dinge was. En die deur gaan oop en hy kyk die man so, hy sê, man, ek het buitendien nie jou domkrag nodig nie, jy kan hom maar druk. Baie keer lei jou en my verwagtinge daartoe, dat ons besluit wat moet gebeur en hoe dit moet gebeur. En as dit nie so gebeur nie, dan reageer ons negatief, dan is ons kwaad vir iemand. Nehemia het 'n skietgebed opgestuur, en toe doen God wat hy nie kon nie, en wat hy glad nie verwag het nie. Guns van die koning, toestemming om die mure te kon herbou. Vertrou God, hy ken jou, hy weet wat jy nodig het, en hy wil net die heel beste
vir jou gee en wees.